Goeiemôre, dit is Dinsdag die 10de Februarie. Vanoggend lees ons saam 1 Korintiërs 2 vers 16. Hier skryf Paulus, hy sê, wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Op watter manier dink jy? Soos wie dink jy? Meeste van ons sal ons koppe moet laat sak en sê ons dink maar soos ons ouers. Ja, as tieners wou ons glad nie soos ons ouers wees nie. As ons oud word, besef ons leer maar baie goed by hulle aan. Ons dink maar baie keer soos hulle. Ons dink soos die mense in ons omgewing. Ja, ons dink baie keer soos mense van wie ons nie regtig hou nie. Ons leer die denkwyse van ons samelewing aan. Paulus sê, hy het sy denkwyse verander. Hy wat 'n Jood was, hy wat 'n geleerde was, 'n Fariseer, het opgehou dink soos die Fariseërs en hy het begin dink soos Jesus Christus. Hy het 'n ontmoeting met hom gehad op die Damaskuspad. Hy het gaan moeite doen om by die disippels te leer oor Jesus. Ons kan ons denkwyse verander, van 'n wêreldse denkwyse, van 'n selfgerigte denkwyse, na 'n koninkryksdenkwyse, na 'n denkwyse oor van Jesus Christus, soos Christus, diensbaar in die hande van God die Vader, gehoorsaam, ja tot in die dood, genadig, liefdevol. Ons moet leer om anders te dink, en die manier hoe ons leer om anders te dink, is om God te leer ken, en sy woord te wandel, sy woord te bestudeer, want daar leer ons God se denke ken, daar leer ons verstaan hoe God dink. Mag jy groei in jou denkwyse soos Christus. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort en weet, U roep ons, U rus ons toe. U gee vir ons genade. Here, ons wil graag dink soos U wat die Almagtige is, U wat die Skepper is, U wat die genadige en barmhartige God is. Gee vir ons deur die Heilige Gees, asseblief Here, die ywer om U te leer ken, die ywer om U denkwyse na te spoor in die Bybel, ja, dat ons soos Christus sal dink, dat ons soos Christus sal doen, dat ons sy beeld sal vertoon in die wêreld. Ons bid Here dat U asseblief ons sal vergewe. Ons sal vergewe vir ons sonde, van lelike goed wat ons doen en sê, ja, partykeer selfs van versuim. Ons bid Here dat U asseblief sal voorsien vir elkeen van ons in ons daaglikse nood, geestelik, emosioneel, fisies. Ja, Here, dat U vir ons 'n denkwyse sal gee wat die wêreld vir ons anders sal laat lyk. Ons bid vir ons medegelowiges wat sukkel met gesondheid en ander uitdagings. Here, voorsien U. Mag die wêreld U ontmoet. In Jesus Christus se naam. Amen.